Hallo luisteraars, ons is terug. Radio Fynbos is hierso en ons het ons program regstreeks uit ons ateljee Stilbaai. Ons gesels oor alles en nog wat. Ons het vanmôre 'n bietjie begin anderster. Ons het 'n bietjie 'n ander aanslag vanmôre net om mee te begin. Nou gaan ons weer aan. Julle het voor die tyd geluister na Rowan Keaton se Tomorrow Never Comes en dit is aangevra of op wat ek weet nie. Dis aangevra deur Freddie en Antoinette Oosthuizen. Radio Fynbos doen sulke goed is nie regte woord nie, Veronica. Normaalweg doen ons dit anderster. Hierdie het ons gevind, wil ons baie graag doen namens Freddie en Antoinette Oosthuizen. Ons het 'n groot gees verloor, Anna-Marie Oosthuizen, almal ken haar. Ja, ons het 'n groot gees verloor en ons voel baie hartseer en ek glo almal ook hoor. Net vir 'n opsomming. Die troosdiens gaan wees Vrydag die 7de om 11:00 in die NG Kerk in Stilbaai. Soos ek sê, ons doen dit nie gereeld nie, maar ons het gevoel sy het so 'n belangrike rol in die gemeenskap gespeel dat ons sal hier 'n uitsondering maak en dit vir hulle doen. Sterkte julle. Goeiemôre luisteraars van my kant af ook en sterkte aan Freddie en Antoinette en ja, Anne-Marie was ook 'n gereelde luisteraar van Radio Fynbos. Soos Jackie gesê het, dit is die nuwe splinter nuwe maand. Vir my is dit die mooiste maand. Nee, ek terg maar nie, daar's redes daarvoor. Maar ja, Oktober was mos nou ons mooiste maand gewees. En wat 'n verrassing het ons nie gehad Woensdag, verlede Woensdag nie, Jackie, 'n week terug, toe die lugmag jet laag oor Stilbaai gevlieg het. Dit gebeur gewoonlik jaarliks om en by hierdie tyd. Maar komies is al die kommentaar oor sosiale media. Arme voëls is gestres. Dit is nogal so, maar ek sien jy sien net duie trek. Ek weet nie wat die swaalkies gedink daarvan nie. Nou ja, party het gesê groot geskrik en Hugo bel die polisie. Geklink of hy deur die klankgrens gaan. En party het gesê dit was nou awesome. Ander het gesê ek het byna hartstilstand gekry en sommige het net gesê ek het dit opgehoor. Nou ja, Jackie, en gister, toe vlieg jy weer een laag oor, maar nou nie so hard, so laag soos die vorige een. Ja. En vanoggend het ek weer een gehoor. Ja, maar ek dink vanmôre was 'n propvliegtuig. Hierdie vliegtuig, julle weet seker Amberdaasdorp is 'n lugmagbasis. En ek verstaan dis waarvanaf hy kom en oefenvlugte doen baie keer. So, dis lekker om dit te hoor. Nou, luisteraars, almal welkom, baie welkom. Agter die mikrofone van môre is dit ek en Veronica. Chantay is soos gewoonlik ons regisseur en klankingenieur. Dis hoekom alles so reg loop. En ons vra verskoning vir Leonie wat nie te bel is vandag nie. Maar ons gaan dit doen. Ek het vir jou nie gesê, die oomblik as Chantay daar is, kan niks verkeerd loop nie. En ek bedoel dit. Nou ek het so 'n storie gehoor, mense, julle het al gehoor, ekskuus tog Veronica, ek wil dit net gou inslip. Ek het so 'n storie gehoor en ek dink almal van julle het miskien al so. Ek steel hierdie storie by Tolla wat ook gepraat het, jy weet, stel jou voor so in 'n Karoo polisiestasie waar dit warm is in die middag. Dan gaan nie veel aan nie. Nou sit die sersant daarso en 'n jong rekruut in die polisiestasie met die sersant se keppie wat so half oor sy oë hang en hy's vaak en hy sit sy voet op die tafel en hy lê agteroor. En die rekruut het een of ander manier het hy 'n Engelse koerant in die hande gekry. Nou baie van die mense op die platteland, ek was een van hulle, is op 'n stadium bang vir Engels. Maar die ouetjie het nou regtig die koerant probeer lees. En nou, die sersant is half geïrriteerd, want die dakfan waai, maar hy steur, jy weet, daai storie, en die vliee is hierso, dis nie lekker nie, dis warm, en nou vra die rekruut vir hom, Sarge, waar sit 'n vrou, ons het nou gepraat oor 'n jet, nou sê hy, waar sit 'n vrou se jet? En wat is 'n jet? Nou sê die sersant van, man,
'n jet is daai ding wat jy in 'n carburetor kry in 'n kar. Of dis hierdie goed wat so vlieg in die lug met sulke wit strepe in dit. Hy sê nee, Sats, dit pas nie in hierdie sin nie. So, Jessie man, lees net die sin vir my laat ek hoor. Nou sê hy, dis die sin. A woman has been shot and the bullet has not been removed from her yet. So, ons het ook 'n jet hier oor ons gehad. Ja. Nou ja, mense, ekskuus tog Veronica, ek wil dan net sê, ons het nou hierdie een song gespeel van Freddie en Antoinette Oosthuizen, en dan Elia Visser het vir ons 2 liedjies gestuur. Elia, ons gaan jou dwing om na die hele program na ons te luister. Ons gaan hom na die program vir jou speel, al 2 jou liedjies, en ons gaan sê waaroor dit gaan net voor ons ophou. So sit 'n bietjie, los nou 'n bietjie daai wat noem hulle dit, hierdie Kersfeeskoeke wat sy so bak? Nee, daai lekker kaaskoeke. Daai daar gaan ek weer die woord vergeet, maar sy het een spesifieke kaas. Ek wil nou nie haar hier adverteer nie, maar ek gee glad nie om sy die marmer kaaskoek. Maar sy het vir my laat weet dat tussendeur haar vrugtekoeke, dis die woord wat ek sê, wat sy hoekom is vrugtekoeke hierdie tyd van die jaar? Is tradisie, is dit nie? Want Kersfees is om die draaijakkie en dit is tradisie. Ok, maar ek verstaan Elia Visser van Stilbaai, dis 'n groot job om 'n vrugtekoek te bak, dis wat ek verstaan. Ek is te dom om te weet. Ja, ons buurvrou is ook al 'n hele rukkie besig daarmee en dit is 'n groot werk. Gelukkig het Liewe Jesus vir ons almal verskillende talente gegee, want daar is definitief nie een van myne nie. Ja. Nou Veronica, die dames cricket. Ja, ek sien ons span haal toe nou die eindstryd teen Indië. Dis reg, ja. Wat 'n prestasie. Regtig. Suid-Afrika teen Indië. Ongelukkig verloor ons in die finaal met meer as 50 lopies. Jammer. Ja, en daai een dame van ons wat 101 aangeteken het. Dit is 'n prestasie voorwaar. Ek verstaan nie cricket nie. Ek onthou dit, ja. Ek is soos Liewe, ek sê ek ken nie van nie. En dan natuurlik het die Bokke gewen teen Japan. Ons is bly daaroor en hulle speel hierdie naweek en verskeie ander spanne. Maar hierdie naweek speel die Bokke teen die Franse en dit gaan heeltemal 'n ander storie wees. So lekker kyk mense, lekker kyk na die sport. Veronica, nou die goeie nuus. Ons het altyd goeie nuus op Radio Fynbos. Reguit uit Stilbaai se ateljee uit. Yes, die brandstof is verlaag. Die vakansiegangers kan brandstof ingooi en kom kuier hier in Stilbaai. En ja, dis goeie nuus vir ons. Petrol 93. Is dit die Jakke, ek is maar dom, jong. Is dit die naam? Die oktaan, dis die naam, ja. Okay. 0.55 sent. En dan ek dink jy moet hierdie ene lees. Ek bestuur nou die motor. Ja. Veronica se tank is leeg. Ek gaan dit lees. Petrol 95 is 51 sent goedkoper. Diesel die 0.05 is 21 sent goedkoper en diesel 0.005 is 18 sent per liter goedkoper. So nou is daar geen verskonings om die kinders en die vrou wat so hard gewerk het hierdie jaar op vakansie te bring Stilbaai of in ons streek. Ons het ander lekker dorpe ook in ons streek van die Hessequa. Ja, daai diesel is nogal goeie nuus want daar's baie afleweringe wat deesdae gedoen word van verskillende maatskappye, firmas en so aan. So ja, en veral hierso ook waar ons kosvoorrade van groot ingevoer word. Ja, ingevoer word. Ja, dit klink so interessant, nee, en belangrik. Ja, baie belangrik. Voer ons kos in. Ja, Radio Fynbos sien sosiale media gons oor sommige besighede wat nou slegs bankkaarte en nie kontant aanvaar nie. Daar is uiteenlopende reaksies van die publiek. Maar ja, sommige meen dis 'n manier om die publiek te beheer, om almal te dwing om bankdienste te gebruik. Ja, sommige kommentaar, ons het nou so 'n bietjie ingegaan op die kommentaar. So dis wat ons gekry het uit sosiale media uit. So dis nie noodwendig Radio Fynbos se sienswyse nie, maar ons deel dit met julle wat ons opgetel het en nagevors het. Nou sommige kommentaar is dat hulle nie meer
so 'n besigheid sal ondersteun nie. Hulle wil kontant betaal. Aan die ander kant, kontant is deesdae baie duur vir besighede. Veral hier in Stilbaai en ek glo ander plekke ook waar daar nie al die banktakke is wat die mense gebruik nie. So hulle betaal, die besighede betaal om geld te deponeer, en dis nog moeiliker as die besigheid se bank nie in Stilbaai is nie. Betaal om kleingeld te kry, as jy gaan kleingeld kry by 'n ander bank waar jy nie rekening het nie, betaal jy daarvoor bankdienste. Dis minder veilig om kontant te berg en natuurlik, maar altyd die ou sonde, kontant verdwyn. Dit het soos mis voor die son verdwyn, kan dit ook verdwyn. Dis van die redes, maar daar's twee kante. Ek wil net gou iets hierin sê, ek wil nou nie ek trap op een om iemand se tone of wat nie, maar geld is eintlik vuil om te hanteer. As jy al in 'n besigheid is en jy ontvang baie kontant met jou kort jou hande met 'n sanitizer of iets, of 'n lappie, of jy moet gaan hande was, want dit word deur soveel verskillende mense gebruik. Dis waar, en ek kan nou slip ek weer iets hierin, ek kan definitief daarvan getuig, want hierdie is nou meer tong in die kies, maar dit het regtig gebeur. Toe ons nog in Bloemfontein was, het ons een aand iewers ietsie gaan drink, en die een ou sit toe sy kontant in sy skoene. En hy sê vir ons, nou moet hulle my uit my skoene uitslaan om hierdie geld te kry. So dit wys jou, die punt is, jy weet nie waar kom dit vanaf nie. Ja, navorsing wys dat kontantbetaling steeds sterk is in Suid-Afrika, maar dat kaartgebruik en elektroniese betalings aan die groei is. Veral in die afgesonderde plattelandse areas is kontant nog baie sterk, moontlik weens infrastruktuur en gebrek aan wifi. Dit kan nogal 'n probleem wees. Ja, en ons het gevind dat baie van die jong mense wat deesdae by ons inkom, hulle kaarte is som op die foon of op die horlosie, en hulle tap hom net so in das bitter min mense, en ek praat nou, ek kan nie oor die algemeen praat nie, ek praat nou van ons spesifieke ondervinding by die winkel. Ons kredietkaartverkope het ongelooflik gestyg. Nou nie dat ons baie geld maak nie, is net dat ons, in vergelyking met wat dit was, het dit, ek wil amper sê, 80% is nou kredietkaartverkope. Mense loop net nie meer met kontant nie, veral mense wat in die groot stede is en in die rand of so. Ja, ek moet net hierby sê, ek weet nie of ek dit al voorheen gesê het nie, die dag toe ek by die winkel gewerk het. Toe die man betaal, jong man, baie mooi aantreklike jong man, wat nou vir die tannie wil betaal hierso. En toe haal hy sy foon uit en nou kyk ek vir hom en hy kyk vir my en ek wou vir hom vra, wil jy bel? Toe sê hy net, dan ek gaan sommer met my foon betaal, so dit was gewoon vir my 'n eye-opener gewees. Ja, jy weet Veronica, ons gaan nou oor na die volgende een toe, hoekom vir my mense kaarttransaksies as betaalmiddels, ons kom nou daar, ek dink nou net aan 'n reaksie wat ek gekry het, terwyl jy so sê van die jong mooi man in te kere gaan, het Jan en Jolinda vir my 'n boodskap gestuur op WhatsApp, hulle kamp nou al eeue lank. Ek weet nie wanneer kom hulle eendag huis toe. Ja, maar anyway, hy stuur vir my 'n boodskap en sê, hoe kry jy dit reg? So 'n lelike ou tussen sulke 3 mooi dames te sit. Nou Jan, kyk nou weer die volgende YouTube, jy sal sien ek het my hare laat sny. En moet net daai ene uitkrap nie. Ek gaan vir jou 'n lang storie vertel van daai ene. Maar ja, dankie vir die reaksies mense, ons waardeer dit baie. Geniet julle kamp Jan en Jolinda. OK, nou, hoekom vir my mense kaarttransaksies as betaalmiddels? Bankkostes, soos ons reeds gesê het, baie mense onttrek al hele maandelikse toelaag, wat natuurlik ook nou nie baie is nie, deesdae nie. Om kostes te vermy. Wil kontant hê vir klein aankope, soos brood, melk ensovoorts. En ek moet sê, as jy 'n brood gou gaan koop, wil jy nie regtig met 'n kaart, jy wil 'n kaart swipe. Okay. En baie gebruikers vertrou nie die elektroniese transaksies nie, en natuurlik baie verkies om of te krut te bly. Jackie, jy kan daai vir ons verduidelik.
Want sodoende vermy hulle belasting en is daar min rekord van hulle vir een of ander rede. Ja, ek het so 'n bietjie rukkie terug gepraat met iemand wat by SARS gewerk het en ons het so gepraat oor die algemeen van deadlines van belasting en ons is noodwendig nie baie lief vir belasting betaal nie, maar ek meen dit is maar wat jy moet doen. En hulle sê toe dat meeste van die mense, en ek praat namens iemand, dis nie ons sienswyse nie, baie van die mense wil nie kaarttransaksies doen nie, want dan moet hulle dit verklaar aan die belastinggaarder. Nou of dit so is of nie so is nie, dit weet ek nie en dit het niks met ons te doen nie, maar dit beteken off the grid. So, dis wat hulle sê, die ou vir my vertel het gebeur al meer en meer, maar ja, en al meer en meer doen hulle wat, lifestyle checks. Ek weet nie. Ja, alles word so gelink aan mekaar, deesdae plek vir weghardloop is min. Maar ja, dit is altyd goed en dis Radio Fynbos se motto. Hoor al twee kante. Jy kan nie net een kant hoor nie. Hoor al twee kante en dan is dit ons luisteraars, ons duisende luisteraars se keuse om te kies wat vir hulle werk en wat vir hulle nie werk nie. So as dit baie ernstig gesels, dan gaan so 'n bietjie komies. Ja. Nou ja, my ma, wanneer sy sê as 'n ma, wanneer sy praat as 'n ma, Met jou ja, as 'n kind. ja, met my as 'n kind, het gepraat, of nog steeds. As jy honger is, eet brood. Want ek dink die meeste kinders sê, maar ek is honger. Nou ja, as jy sê, as jy honger is, dan sê sy vir jou, eet brood. Of as jy nie lus is vir brood nie, is jy nie honger nie. Ja, daai harde houding van 'n ma. Maar nou raak hy maar ouma. Dis sy. Ja, nou sê sy, is jy honger my liefie? Daar's beskuit, Milo, koekies of chips. En as jy nog honger is, sal ouma vir jou kook. Is dit nie ons lewe nie? Maar ek dink kinders waardeer dit 'n bietjie, is dit nie? Natuurlik. Klein kinders. Natuurlik doen Ja, hulle dit, ja, ja. ja. En dis hoekom oumas en oupas dit doen. En hulle weet ook net hoe om daai ouma of oupa se beste kant uit te druk. Ja, ons het al 'n komment gehad van ons kinders wat vir ons gesê het, pa, julle honde doen dan alles wat ons nie mag gedoen het nie. Ja, baie waar, né? Ja, maar die lewe is te kort om die heeltyd ernstig te Ja, wees. dis so waar. So as jy nie vir jouself kan lag nie, bel my, dan lag ek vir jou. Ja, sy. Nou ja, mense, onthou ons, soos ons geadverteer het, ons is hier so in Stolbaai se ateljee, luisteraars, julle luister na Radio Fynbos se program, ons gesels oor alles en nog wat, en julle is baie welkom om vir ons WhatsApp te stuur hier so in die ateljee. Ons sit met ons foon hier so, en ek het nou so pas van Freddy Oosthuizen 'n boodskap gekry. Baie dankie wat julle vir my doen, of vir my en my kind doen. Dankie Freddy, dat jy laat weet dit. Elja stuur vir my wat nou hierdie liedjies aanvra, Elja Visser. Dankie, gaan nou my koffie drink. Elja moet net nie stort as jy dans nie, want dan hoor jy dans met 'n besem. Maar ons kom by jou soms, Elja. Dankie dat jy deelgeneem het, hoor. Goed, nou gaan ons aan, Veronica. Nou ja, interessant is sê goed, waar of onwaar. Ja. In die 1400s was daar 'n wet in Engeland wat 'n man toegelaat het om sy vrou te tug. Te tug. Ja, Nogal. pragtige woord. Met 'n stok, nie dikker as sy duim nie. Ek kan ek bietjie sien hoe groot is jou duim. Soos die rottang op die ou skooltye. Nou kom vandaar is die gesegde, the rule of the thumb. Ja. Okay. En dan baie jare gelede in Skotland was 'n nuwe sport ontwikkel. Die beskrywing was gewees gentlemen only, ladies forbidden. En so het die woord golf in Engels se taalpos gevat. Daai is nogal vir my, is dit die waarheid wonder ek. Ek Dit is wonder, nogal baie ek weet interessant en is heel toevallig dat G vir die G is gentleman en die O only
En dan die L is ladies en die F vir forbidden. Ja. Dis baie, of die een wat het uitgedink, dis baie intelligent. Ja. So ons kan sê, eintlik moet ons gesê het waar of wolhaar. Ja. In Shakespeare se daar was matrasse aan die bed, basis met toue vasgemaak. Sou jy die matras stewiger wou maak om gemakliker te slaap, het jy die toue stywer getrek. Vandaar die gesegde, good night, sleep tight. Is dit nie 'n mooi storie nie? Of dit nou waar of wolhaar is, dit is 'n pragtige storie vir my. En dan so 4000 jaar gelede was die gewoonte in Babylon, dat die bruid se vader, luister hierso bruid se vaders, dat die bruid se vader aan sy skoonseun 'n maand later voorsien van meat, M-E-A-D, nie vleis nie, maar dit is 'n heuningbier wat hy soveel kan drink as wat hy wil, en dis verwys as heuningmaand. En daarvan kom die woord honeymoon. Oulik, baie oulik. Yes, wat? Hoe goed was kompas nie in die verlede nie? Nou ja, in 1696 is eiendombelasting in Engeland bekendgestel wat bepaal het dat belasting betaal moet word op alle eiendom wat meer as 6 vensters het. Nou, om die belasting te vermy, het eienaars alle vensters met meer as 6 is toegebou. Of ja, meer as hulle 7, dan moet hulle daai 7 in toebou. Dis reg. Om die belasting vry te spy. Baie kamers met die toegeboude vensters het dus geen sonlig ingekry nie. Vandaar die gesegde daylight robbery. Die wet was geldig tot in 1851 en hierdie kom van Gerald Enright van Stillby, so ons gee hom al die erkenning vir hierdie oulike stories. Baie dankie Gerard. Gerard is een wat ons gereeld bombardeer met goeie goed wat ons kan plaas. Ja. So dit sê vir my hy's 'n goeie luisteraar. Dankie Gerard Enright van Stillby. Ons waardeer. Nou hierdie pragtige storie, wil jy hom lees of moet ek hom lees? Okay, kom ons begin. Een laatmiddag het 'n tienerseun by sy oupa gesit en oor die see gestaar. Die son was besig om te sak en het pragtige goue skynsel op die see gemaak. Kan julle dit indink? Hulle het 'n rukkie in stilte gesit. Later het die seun gevra, oupa, as jy kon teruggaan in tyd, wat sou oupa anders gedoen het? Die oupa het geglimlag en vra toe sy kleinseun, kom ek vra jou eers 'n vraag, my kind. Sou ek vir jou elke dag 86.400 rand gee? Wat sou jy doen? Die seun is verbaas. Elke dag, oupa? Vra hy ernstig. Oupa sê toe, ja, elke dag daai bedrag, maar daar is een voorwaarde. Jy moet alles dieselfde dag spandeer. Niks kan oorgedra of gespaar word nie. Wat jy nie gebruik nie, verdwyn. Veronica, en toe? Die seun het getalm. Oupa, ek sal die meeste doen wat ek kan. Ek sal goed koop wat ek wil hê. Ek sal die familie help en my vriende. En dan nog ander dinge natuurlik. Oupa knik. Dis presies wat die lewe jou gee. Elke dag, maar nie in geld nie. Die seun frons. Oupa sê toe, die lewe gee ons 86.400 sekondes elke dag. En net soos die geld, as jy die 1 sekonde mors, is dit vir altyd weg. Die seun draai stilweg na sy oupa. Oupa sê toe vir sy kleinseun, jy kan verlore geld opmaak, maar jy kan nooit tyd terugmaak nie. Tyd is die lewe se grootste geskenk. Spandeer dit asof dit goud is, op oomblikke wat dit saak maak. Mense wat jy liefhet en lewe om nie later spyt te wees nie. En hierdie is erkenning aan Johan Viljoen. Ja, dis reg Johan, dankie. Jy stuur ook gereeld vir my goed. Johan Viljoen daar van Johannesburg of Rodepoort, ek kan nie presies onthou nie. Luisteraars, baie dankie dat julle vir ons goed instuur. Dit maak goed so vir ons makliker. En dan natuurlik gaan ons nou, voor ons begin met ons geselsies, ons praat so 'n bietjie diep vandag, partykeer is ons vol humor en ons slip dit tussenin. Nou gaan ons 'n liedjie speel van Prophet
dit is die ou se naam, die kunstenaar se naam, en die liedjie se naam is, as ons regisseur reg is, Dankbaar en Tevrede. Luister na die woorde, asseblief, dit skakel in met ons praatjie wat gaan volg. Eers die luisteraars, wat 'n netjies gesong is dit nie. Sulke woorde wat so reguit is en duidelik hoorbaar is. En dit is waaroor die lewe gaan, dankbaar en tevrede. Ek het so rukkie terug so 'n stukkie gelees wat sê, jy raak dankbaar en tevrede in die lewe as jy alles waardeer. En dis waaroor ons gepraat, die klein dingetjies wat 'n mens waardeer. Nou ons sê net gou luisteraars wat nou net ingeskakel het, baie welkom by Radio Fynbos, direk uit Stolbaai uit, ons ateljee is hierso, ons gesels met almal in ons streek, inteendeel wêreldwyd. So, dis lekker om hierdie platform te hê om met mense te praat. Ja, lekker, want in die ou dae sou ons telexes moes uitgeskryf of so iets, net dankzij vandag se tegnologie kan ons wêreldwyd uitsaai. Ja, dis reg, en ek weet Chantay sal nou nie kan vereenselwig met dit nie, maar onthou jy jare terug, by 'n bruilof, het ou altyd daar ingehardloop gekom met 'n telegram. 'n Telegram, ja. Maar so op 'n papiertjie en beperkte woorde en dit. Ja. Kyk waar trek ons vandag. Ja. Ek wil net vinnig sê, ekskuus tog, ek het bietjie nagelaat, die Korinthepoortdam is 87.6%, dis ons dam se stand in die damme, se stand in hierdie area. Laas week was hy 73.4%, so hy het gesak. Laas jaar hierdie tyd was hy 100%, 100.6 inteendeel. Nou Duivenshok is 72.6%, laas week was hy 77.3% en laas jaar hierdie tyd 100%. So mense, ons moet begin dink om water te spaar, ons hou dit aan sê hier op Radio Fynbos, ons klink al soos 'n plaat wat vashak. Maar nou wil ek net weet, hoe meer mense, hoe meer inwoners in 'n dorp, dan outomaties sak die damme ook, nee, want almal bad en almal drink water en almal maak koffie en allerlei tipe van, en almal maak tuin nat. Ja, daar is sekere goed wat ons naderhand, soos julle weet, met waterbeperkings gaan moet uitsny, soos byvoorbeeld tuin nat maak en so aan en so voort. Maar ons hoop ons kom nie daar nie. En ons het hierdie jaar maar 'n droë seisoen. Al die boere sê vir my wat vir my gesels, is 'n droë seisoen hierdie jaar. En as ons proaktief begin water spaar, kan dit ons net help in die toekoms. Ja, gelukkig met ons area en ook ander areas is die Fynbos, het hulle nie soveel water nodig soos die rose en die angeliere en al daai goedjies nie. Ja, so ons is bevoorreg in 'n opsig. Goed, nou gaan ons aan, ons praat oor klein dingetjies. Vandag wil ons graag gesels oor die klein dingetjies wat ons baie keer vergeet om te waardeer. Hoe baie keer gebeur dit nie tot iets gebeur, dan besef jy, weet jy, hierdie klein ding, sny 'n duim met 'n papier en kyk hoe waardeer jy daai duim dan as hy regkom. Of slaat hom in die deur vas. Ja. Ja. Nou dink aan die laaste keer wat jy 'n ligte bries gevoel het op 'n warm dag, of die reuk van koffie in die oggende. Hoeveel keer waardeer ons dit regtig? Ja. Nee, ons vat dit maar net for granted, soos hulle sal sê in Engels, ja. Nou die lag van 'n vriend naby jou. Of die manier hoe die son deur 'n venster glip en perfek op jou skyn. Of die maan in die aand. Ja. Maan kan ook op jou skyn, of op jou tuin, of oor die see, ja. Of oor die see, beautiful. Ons beleef die oomblikke elke dag, maar dit gaan baie keer sommer net verby. Ja, ons is so vasgevang wat hulle noem die ratreis. Ons het e-mails, ons het spertye en to-do lyste, en dan het jy diaries wat jy moet kyk na en al daai goed. Tot jy die dag miskien besluit of gedwing word om uit die ratreis te klim. Gedeeltelik om jy oud is en gedeeltelik om jy rotte nou te vinnig hardloop. Ek weet nie watter een is die beste, of 'n kombinasie van die twee. Ons is geneig, en dit is 'n probleem altyd, veral as 'n mens jongerig is ons geneig om geluk te meet aan groot dinge wat ons bereik het, soos 'n graad, promosies, vakansietye, maar baie keer is die kosbare oomblikke
verskuil in gewone daaglikse gebeure. Ja, weet jy, ek wil net gou gedaan waar jy van die e-mails en die selfoon met lei terwyl jy ontbyt het en daai dinge. Ek het gewonder die slim manne of mense. En hulle nie die selfone so maak dat wanneer hulle jou nommer skakel, hulle sien jy's besig met ontbyt nie. Of gaan almal dan vir jou kom kuier om saam met jou te ontbyt te geniet. Ja, dis 'n goeie idee. Ja, ek dink die slim manne begin die oomblik wat jy daar tik jakkie, dan moet jy sien, maar dit kan nogal baie privaatheid van jou wegvat hoor, want ja, ek wil hom ook altyd sien wat ander mense doen. Glad nie, ja. En dan natuurlik 'n ding wat ek baie in glo, 'n klein dingetjie wat 'n mens baie keer vir iemand sê wat waardeer word, is net 'n baie dankie. Dit is so eenvoudig. So 'n baie dankie van 'n vreemdeling. Gewone boodskap van iemand wat net wil weet hoe dit gaan. Die geluid van reën op 'n dak, terwyl jy rustig en droog in jou blyplek kan wees. Nou hierdie is nie spoggerige geleenthede nie, maar dit anker 'n mens. Onthou dit anker 'n mens. Dit herinner ons dat geluk nie altyd in groot oomblikke toegedraai is nie. Dit fluister saggies vir ons. Hierdie klein dingetjies fluister saggies vir ons. En kom ons leer dit waardeer. Ja, ek moet erken, ek het vanoggend vir Jackie gesê, ek dink ek is redelik dankbaar, al sê en noem ek dit nie altyd nie, want veral in die natuur, die blomme, is my mooiste is 'n roosklop oopgaan en jy het hierdie pragtige roos. So ek sê hier binne in my dankie, maar toe vra ek vir hom, maar verduidelik vir my meer, en toe sê hy, ja, mens aanvaar net, as jy nou moet ry, jy vat jou sleutels, en jy gaan nie na jou motor toe, en jy aanvaar dat al 4 wiele nie nog reg is om te ry, daar's nie 'n papwiel nie. En dat dit is nogal dinge waaraan ek nie dink nie. Ek meen ek baie van ons. Jy's hastig, jy gryp die motorsleutels en dan gaan jy. En jy aanvaar net dat daar nie 'n papwiel is nie. Ja, en baie dinge te aanvaar. Ek het toevallig vandag nou op pad in ons studio toe geluister na 'n ou wat gepraat het oor padwoede. En die een ou het ingeskakel en gesê, weet jy, ek het net besluit, ek sien dit gebeur hier voor my, die ou maak droog, dis nie 'n ongeluk nie, en ek het net besluit, ek gaan dit uit my kop uitsit. Hy sê, en die rede hoekom dit gedoen het, ek het net besef, dit help nie, ek drink gif, en wens my vyand gaan dood nie. Dit werk nie so nie, so, dit het my heeltemal gemoedsrus gegee. En dis nogal interessant om so sienswyse te hê. En dan net weer, Elia, ek hoop nie jou koffie sal koud nie, ons gaan jou liedjie speel na die tyd, na die program, moenie afskakel nie. En ek dink ek moet sommer sê waaroor dit gaan, Elia Visser van Stilbaai. Die eerste song het sy gesê, of nie eerste nie, een van die 2 liedjies wat sy gegee het, is I'd Like to Be van Jim Reeves. En sy sê, ek en Tini se song 45 jaar terug. Wat 'n lekker memory, Elia, dat mens so 'n liedjie onthou. Dank julle hier dit met ons deel, en dan soek sy First of May van die Bee Gees. Wat 'n pragtige lied, net so pragtige lied. En dis wanneer sy verjaar. So, ek dink, die Bee Gees het gehoor van Elia Visser verjaar 1 Mei, en toe skryf hulle die lied vir jou, Elia. Man, hoe populêr sit jy Stilbaai nie op die map nie, Elia Visser van Stilbaai. Al die luisteraars asseblief, luister saam is nou regtig goeie liedjies van Elia Visser Stilbaai. Goed, Veronica, nou, hoe vermag 'n mens dit om die klein dingetjies te waardeer? Wel, om mee te begin, sit jouself op pause. Haal diep asem. Daai een vergeet ek nog. Ek haal asem, maar ek haal nie diep asem. Kyk rondom jou en neem waar. Kry 1 klein dingetjie, net 1, wat jy gewoonlik mis kyk. Miskien jou troeteldier wat by die deur vir jou wag. Onthou, hy is bly om jou te sien. So, ja, vryf maar jou koppietjie, of sê maar net hallo ou nooi, of wat ook al. Miskien om steeds te lewe, nou te lewe. Hoe belangrik is daai? Dit is baie belangrik. Nou te lewe. Ja. Die oomblik dat ons klein dingetjies waardeer, begin ons besef, dit was nooit regtig klein nie.
waardering is nie altyd in die groot dinge nie. Ook soos om 'n groen robot te kry as jy laat is op pad werk toe. Daai een is nogal 'n goeie een. Mens dink dit nie, en jy dit baie keer nodig as jy laat is en hier is hy groen en dan gaan jy. Ja. Of om jou punt te onthou. Ja. Of 'n baie paar van hulle, né? Met die derde probeerslag. Luisteraars kry 3 klein dingetjies om te waardeer voor jou middagete. Ja, en ek glo as ons gaan nou begin dink oor dit alles en is dit nie waar nie, al die klein dingetjies. En ander dinge, kom ons waardeer mekaar. Ons almal in die lewe het verskillende sienswyses. Het sy dit reg, het sy dit verkeerd is, vir die een kan dit reg wees, vir die ander kan dit nie reg wees nie. Kom ons waardeer mekaar en respekteer mekaar. Nou dis eintlik so half hartseer as ons einde se kant toe staan, julle 2 dames. Ja. Maar ja, Chantay het nog baie goed op haar kerfstok. Kom ons sluit af. Amper het ek toegelaat dat iemand se woorde my vrede steel. Dit kan baie gou gebeur, né? Baie gou, baie gou. En amper het ek weer probeer verduidelik, oortuig, regverdig, maar toe onthou ek hoef nie te beklei vir my karakter nie. Ek weet wie ek is. Ek weet wat in my hart omgaan. En dis die belangrikste in die lewe. Ek weet wat in my hart omgaan. En elkeen moet net eerlik met homself wees. Nou Elia, hier is jou beurt nou jong, Elia Visser. Ek hoop nie van daai vrugtekoek het intussen gebrand aan jou stoof nie. En ek, jy weet, julle dames kan ons nie meer as een ding gelyk doen nie. Ligloop, jy sit hier by 2 dames, né? Ek dink Leonie hoor jou ook. Ja, en ons wens Leonie gou gesondheid toe. Ja, dankie Leonie vir die platform wat jy vir ons hier geskep het, jy en Chantay. Om Chantay ons op die lug en te kry al die liedjies reg en sy sien net kans vir alles. Dankie luisteraars, van my kant af, mooi loop. Wees gegroet van my kant af. Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.